Welkom by Suiderparel Gemeente. Hierdie kwartaal is 'n vinnige kwartaal en ja, dit is die laaste kwartaal van 2025. Hier is so 'n paar goedjies waarmee ons gaan besig wees vir hierdie kwartaal wat ek graag wil hê in jou dagboek moet sit. So natuurlik die heel laaste Sondag van hierdie kwartaal, die 24ste tot die 26ste Oktober, is ons gebedsnaweek. Kyk asseblief ook op ons aanlyn boodskappe en ook op al die SMS'e wat uitkom vir die link of die skakel nietemin vir die gebedsketting wat ons het vir daardie naweek. Ons nooi almal uit vir die gebedsnaweek. Dis regtig iets besonders. Op die 28ste Oktober het ons koffiekuiers saam met Andre Kilian in die bovertrek. Dit gebeur om 7:00 die aand en dit beloof regtig om 'n baie spesiale geleentheid te wees. Dan om die 9de November is Bergkerk terug. Dis reg, Bergkerk is terug en ons is weer by Picardy. Hou asseblief die aankondigings dop vir verdere reëlings rondom parkering en alles wat daarmee saamgaan. En dan die 12de November het ons natuurlik ons nuwe intrekkersfunksie. As jy 'n nuwe lidmaat is en jy was nog glad nie by een van hierdie funksies nie, jy is meer as welkom. Skakel gerus die kerkkantore, gee asseblief al jou besonderhede deur sodat jy die aand saam met ons kan kom geniet. Ons is verskriklik opgewonde om jou hier te hê. Welkom tuis, kan ek amper sê. En dan natuurlik die 30ste November is dit Kerssangdiens. Ja, dis daai tyd van die jaar dat ons al klaar begin gesels oor die Kerssangdiens. Die 30ste November is die Kerssangdiens. Ons sal die oggend 'n erediens hê en die aand. Die oggend is daar wel nie 'n 8uur diens nie. So maak solank 'n nota dat die oggend van die 30ste November daar nie 'n 8uur diens is nie, maar wel 2 eredienste, die oggend en die aand vir die Kerssangdiens. En dan 2 geleenthede wat jy nie kan misloop nie. Die 19de November het ons legendes se Kersete. Skakel asseblief so gou as moontlik die kerkkantoor om spasie vir jouself daar te kan bespreek. Ons beweeg nou in 'n seisoen van dankbaarheid in. Oktober is ons dankbaarheidsmaand, maar terselfdertyd by Suiderparel Gemeente is hierdie ook ons dankbaarheidsseisoen. In hierdie seisoen is dit seisoen van gee. Maar gee nie net vir onsself nie, maar gee ook vir ander. Ons gebruik juis hierdie seisoen om meer as net ons tiendes beskikbaar te stel vir die werk in die koninkryk. So ons nooi jou uit om saam met ons hierdie maand van dankbaarheid in te gaan en ook hierdie seisoen van dankbaarheid saam met ons te beleef. Hou asseblief die aankondiging stop vir verdere inligting. Geniet vandag se erediens. Dit is so lekker om op hierdie manier saam te wees hier in Oktober maand. Dankie dat jy ingeskakel het om as geloofsgemeenskap 'n paar oomblikke rondom sy woord te vergader. Kom ons word stil. Dankie Here vir die kans om 'n bietjie stadiger te gaan. Dankbaar te wees vir u genade. En net nou rondom 'n teks ook te dink hoe ons daarop wil gaan reageer. Dankie dat u ons so bymekaar bring. Amen. Daar's 'n Latynse woord, die woord gratis, wat die stam is vir die woord dankbaarheid. En hierdie Latynse woord gratis is interessant genoeg ook die stam vir die woord genade. Jy kan hoor gratis, dankbaarheid, gratia, die Italiaanse woord. Gratis, genade, grys. En daar so op soveel vlakke in ons geloofslewe is daar 'n verband tussen dankbaarheid en genade. En ek wil graag die dankbaarheidsmaand in ons gemeente inlei deur hierdie koneksie bietjie uit te lig. Dit is byvoorbeeld 'n baie eenvoudige plek waar ons dit sien in Engels, as mense die seun vra of dankie sê vir die kos voor hulle eet, sê hulle baie keer let's say grace. En Paulus in 1 Korintiërs 1 vers 4 bring ook hierdie twee woorde in dieselfde sin bymekaar wanneer hy praat oor die gemeente. Ek wil graag lees 1 Korintiërs 1 vers 4 tot 9, 'n paar versies. En is belangrik die begin by genade, die begin by dankbaarheid, en die verwysing na genade, ook omdat die gemeente op 'n plek was waar daar heelwat morele verval was, baie onenigheid, baie verdeeldheid, en Paulus tog nog steeds begin by die dank en die genade, verwys na die Korinte se gawes, maar ook hulle eenheid. En natuurlik Christus wat hulle identiteit bepaal. So luister gerus vir dank, genade,
gawes en eenheid. Kom ons lees. 1 Korintiërs 1 vers 4. Ek dank my God altyd oor julle vir die genade wat hy in Christus Jesus aan julle geskenk het. Want in hom het God julle in alles ryklik geseën, veral in die gawes van woord en kennis. Die boodskap van Christus is onder julle so goed gevestig dat dit julle nie aan 'n enkele genadegawe ontbreek nie. Julle bly ook vol verwagting uitsien na die verskyning van ons Here Jesus Christus. Dit is hy wat julle ook einduit sal laat vasstaan, sodat daar geen aanklag teen julle sal wees op die dag dat ons Here Jesus kom nie. God is getrou, hy wat julle geroep het om verenig te lewe met sy Seun Christus Jesus, ons Here. Ons lees net tot sover. So ons hoor die woordjie dank en ons hoor die woordjie genade, en die Griekse woord vir dank is Eucharisto, en die Griekse woord vir genade is chariti. Selfe woordstam. Paulus sê, ek dank my God altyd oor julle. Ek begin by dank, dis nie net vir God wat ek dank, dit is my God, hy maak dit persoonlik, en ek verwys na julle, as waarvoor ek dankbaar is, en daarmee bevestig ek eintlik ook my geloof, want waarvoor dank ek? Vir die genade wat hy in Christus Jesus aan julle geskenk het. Onmiddellik koppel hy genade en Christus, en iemand vertaal genade vir my baie mooi as an unearthed gift from God. 'n Gawe wat nie rede het nie, behalwe dit wat Jesus gedoen het. Die genade is natuurlik gratis, en die genade is gekoppel aan Christus, die identiteit van die gemeente. En dan word die Korintiërs se gawes bevestig, waarmee hulle dan hierdie waarheid van Christus verstaan en dit op die ouend gaan leef. En Paulus begin baie slim by dankbaarheid. En hy koppel dit aan genade. En hy koppel dit dan aan die mense en hulle gawes en die feit dat hulle een is. En ek wil vir 'n paar oomblikke saam met jou met 4 stellings werk, en as jy alles anders vergeet, onthou die 4 stellings: wees dankbaar, voel die genade, gaan stadiger en reageer. Wees dankbaar, voel die genade, gaan stadiger en reageer. Wees dankbaar. Paulus begin by dank, en dit laat my dink aan die boek van Miroslav Volf, 'n teoloog. Die boek se titel is Free of Charge, en dit gaan oor genade, die genade wat ons ontvang. En hy sê, geloof is om God se genade met dankbaarheid te aanvaar en dan daarop te reageer. So hy sê op 'n manier, koppel hy dit wanneer hy sê, faith receives God's gifts as gifts. Omdat ons gelowig is, sien ons die gawes as gawes, en dan sê hy, and gratitude receives them well. Ons sien die gawes wat God ons gee as gawes. En dis ons geloof, dat ek glo God gee my iets, en dat ek dan die iets goed ontvang deur genade, deur die genade te erken. Ek verdien dit nie, ek het dit gekry, dis iets, dis gawes, maar ek verdien dit nie. I'm receiving it well. En dan gaan hy verder en hy sê, onthou altyd, as jy dankbaar is vir die genade in jou lewe, dat Christus Jesus handel deur jou. Christus Jesus handel in die wêreld deur jou gawes. As ons gee, is dit Christus wat gee. Een van ons gemeente se 4 waardes is ons gee. En daarom begin 'n mens altyd by dankbaarheid wat jy op die ouend sal laat gee. Selfs Sint Ignatius wat die daily examen geskryf het, dis 'n oggendgebed waarmee jy 'n dag kan begin. Jy kan gerus gaan kyk. Sy gebede, sy daily examen begin altyd eers by danksegging. Selfs formele Christelike gebede se struktuur fokus dikwels eers om danksegging, en ons sien dit ook hier by Paulus. Daarom vra Miroslav Volf, are you gratitude first Christians? Is ons mense wat eerste met dankbaarheid ingaan? Dit is my eerste stelling. Wees
dankbaar of wees eerste dankbaar. Tweede stelling, voel die genade is eintlik vir my teologies geweldig belangrik. En ek dink ons hele gereformeerde teologie kan beskryf word, die crux daarvan is eintlik hoe ons hierdie interaksie tussen dankbaarheid en genade verstaan. Ons moet dit nie net verstaan nie, ons moet dit ook voel. So, is jy gehoorsaam? Doen jy die regte ding, omdat jy bang is jy gaan die hemel toe nie? Doen jy die regte ding, probeer jy gehoorsaam leef, omdat jy bang is jy word nie gered nie? Of, glo jy dat jy reeds gered is, deur die genade, en omdat jy reeds gered is, wil jy gehoorsaam en dankbaar gaan reageer. Dit is heeltemal 'n ander gevoel. Ons identiteit is begenadigdes. Die genade is intern. Ek en jy is gereddes. Daarom leef ons geloof met gehoorsaamheid, omdat ons dankbaar is vir wat ons reeds het. Dit is almal 'n ander gevoel. Crux van ons teologie. Voel die genade. En omdat jy dankbaar is vir dit wat jy uit genade ontvang het, die verlossing en die redding, kan jy nie anders as om reg te lewe, om reg te gaan lewe nie. Calvin het gesê, om onsself te probeer red, is amper soos iemand wat om in sy eie hare probeer optel. Dit is nie moontlik. En ek dink hierdie genade wat ons aanvoel, kom op soveel klein maniere uit. Ek onthou, ek het iewers in 'n preek storie vertel van toe ons dogtertjie 4 was, het sy 'n boekie gegooi. En ek het toe rustig opgestaan en die boek opgetel en omhoog op die rak gaan neersit. Sodat ons nou nie verder weer gaan lees nie, en sodat sy weer nie kan bykom nie. Sy was skaam en sy het haar die kombers oor haar oor getrek. En op 'n stadium te besluit ek gaan nou met haar begin speel. Ek gaan sit op die bank, so half op die kombers, sy is onder die kombers, en ek maak of ek skrik, en sy kom uit en ons begin so te speel. Op 'n stadium te stop sy. Toe sê sy, en sy kyk my so, sy sê, "Papa, hoekom is jy nou so gaaf met my?" Ek sê, "Hoekom?" Sy sê, "Jy moet nie gaaf wees nie, want ek het ons die boekie gegooi." Nou het ek gedink, ons kinders verstaan nie die genade nie, en is ons skuld. Voel die genade aan, verwag die genade, so teen die kultuur waarin ons leef. Daar's 'n plek, vriende, in ons menswees, in ons teologie, in ons ingesteldheid, waar dankbaarheid en genade by mekaar kom. En dis die crux van so baie dinge. Iemand skryf, die raakpunt waar genade en dankbaarheid by mekaar kom, is eintlik soos 'n heilige dans. En dis die hart van die Christelike lewe. Elke tree van hierdie dans nooi ons dieper na die gawe van die lewe en die oorgawe van ons lewe. Wanneer dankbaarheid en genade saam dans, vat dit ons dieper na die gawe van lewe en om met oorgawe te leef en te gee en te reageer. Die persoon sê die volgende, together, dis nou dankbaarheid en genade. Together they transform how we view ourselves, not as isolated actors struggling alone, but beloved participants in an unfolding divine story. Dankbaarheid en genade help ons om te besef dat ons deelnemers is in 'n heilige storie. As ek en jy die genade omhels en ons harte oopmaak met soort van egte dankbaarheid, is daar 'n goeie kans dat ons meer geïntegreerd gaan lewe, dat ons geestelik gaan groei, dat ons meer gesond gaan wees. En ook die uitdagings makliker kan hanteer. Teken nie wees jy daar nie. Maar hierdie raakpunt, om te leef en ons harte oop te maak om die genade te omhels is amper bietjie soos 'n superpower. Om elke dag met dankbaarheid te reageer en deur ons gawes te reageer op die genade en die redding wat ons reeds het. Ek lees 'n klomp jare terug 'n boek van Brian McLaren, Naked Spirituality, waar hy 12 temas het in die geestelike groeiproses. En een van die temas skryf hy oor geluk en dankbaarheid. En hy sê, geluk gaan nie oor hoe baie of min jy besit nie. Geluk gaan oor hoe dankbaar jy is oor die baie of die min wat jy besit. Hoe baie jy waardeer die baie of die min wat jy besit. Hy sê dankbaarheid is die grootste geheim tot geluk, en dan sê hy, slow down and appreciate
the gift of life. En dis my derde stelling, gaan stadiger. As ek en jy stadiger gaan, is daar kans dat ons meer die gawe van die lewe sal raak sien en meer dankbaar sal kan wees daarvoor. As ek en jy stadiger leef, behoort ons meer dinge raak te sien en is daar 'n beter kans dat ons dankbaar gaan leef, saam met 1 Tessalonisense 5 vers 18. Wees in alle omstandighede dankbaar. Want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Jy gaan stadiger. En dan die 4de stelling, en reageer. Ek werk met 'n konsep in die res van my werk wat ek noem soulfulness. Baie gaan oor integrasie en baie van dit is om mense te help om 'n koneksie te maak tussen dit wat hulle bewus raak van en hoe hulle gaan reageer daarop. Ek noem dit awareness response. 1 Korintiërs 1 vers 4, of eintlik die hele stukkie wat gelees is, vra ook dat hierdie koneksies wat ons maak 'n respons, 'n reaksie sal wees op die genade wat ons beleef. En daarom kan ek en jy met ons gawes, met ons menswees, nou ook vandag in terme van wat ons hoor, gaan reageer, gaan respond. So gaan gee hierdie volgende maand iets. Jou tyd, jou energie, jou geld. Gaan gee jou genade vir iemand. Nou is het vroeër gesê dat Christus gee vir die wêreld deur my en jou. Christus handel deur my en jou, ook deur ons gawes. En ons kan dit prakties maak. Ek het 'n boekie by Karel van Wyk gekry toe hy afgetree het, Soul Keeping, van John Ortberg ook. En hy skryf 'n hoofstuk, The Soul Needs Gratitude, en in die hoofstuk begin hy om te sê dat mense vir 2 dae eksperiment moet gaan doen. Die een dag moet jy as 'n nuwe mens ontmoet, onmiddellik begin met 'n negatiewe klaarstelling. Ai tog, dinge is weer so swaar, ai tog die ekonomie. En die volgende dag, die tweede dag, moet jy met al die nuwe mense wat jy ontmoet, moet jy begin met 'n stelling van dankbaarheid. Ek is so dankbaar dat ons hierdie dag gekry het. Hy sê, en dan moet jy kyk aan die einde van daai 2 dae hoe jou gemoedstoestand verskil. Daar gaan 'n verskil wees hoe jy voel. Of hierdie dag ingaan met dankbaarheid, of hierdie dag ingaan met negativiteit. En ek weet dis nie so eenvoudig nie. Ek weet daar's 'n klomp redes hoekom dit nie altyd so eenvoudig is nie. Dan 'n ander praktiese iets is, jy kan dalk iemand gaan identifiseer hierdie maand en 'n dankbaarheidsbrief skryf. Iemand vir wie jy 'n brief skryf om te sê, ek is vir God so dankbaar vir jou in my lewe, en dit fisies te doen en dit te gaan gee. Derdens is dan natuurlik die algemene ding van 'n sogenaamde gratitude diary, 'n dagboek van dankbaarheid vir 'n tyd. Daar kan jy 'n dankbaarheidsdagboek hou tussen nou en Advent, as Advent begin. En elke dag net iets gaan neerskryf waarvoor jy dankbaar is. Aan die einde van die maand of 6 weke kyk wat jy geskryf het. En dan laastens gaan kyk na Sint Ignatius se Daily Examen, as jy dit gaan Google. Dis 'n wonderlike manier om elke oggend 'n bietjie struktuur te hê om met dankbaarheid te begin. Op 'n stadium in 'n tydskrif het hulle vir mense gevra, klomp bekendes gevra, as jy een wens het wat onmiddellik kan waar word, wat sal dit wees? Dan was natuurlik 'n klomp antwoorde, maar die een antwoord was die volgende: I wish that I could be given an even greater ability to appreciate all that I already have. Ek wens dat ek nou die vermoë kan hê om te waardeer dit wat ek wel het, die baie of die min. Daarom wil ek vir jou vra, en ek maak klaar, waarvoor is jy nou dankbaar? Voel jy regtig die genade wat jy verniet kry? Waarvoor is jy dankbaar? Voel jy die genade? Kan jy stadiger gaan om meer raak te sien wat jy het? En hoe moet jy nou in die volgende maand op hierdie ervaring, op hierdie koneksie gaan reageer? Met watter gawes moet jy nou gaan reageer? Ek weet nie hoe jy in die nag slaap nie, maar die ou mense het altyd die storie gehad dat as jy nie kan slaap raak nie, moet jy die skapies tel. So jy moet 'n beeld hê van skape wat by 'n hek ingaan, en jy tel die skape, en op 'n stadium terwyl jy tel, gaan jy nie slaap raak.
Met dit in gedagte en vandag se boodskap in gedagte, dink ek aan Irvin Berlin se liedjie Count Your Blessings. Wat so mooi opsom. Die refrein sê, when I'm worried and I can't sleep, I count my blessings instead of sheep. And I fall asleep counting my blessings. Mag dit my en jou rustig maak. Mag dit ons dankbaar maak. Mag dit maak dat ons die genade voel stadiger gaan en met ons gawes daarop gaan reageer. Amen. Here, dankie dat ons die Bybel mag lees. En dankie dat ons elkeen op ons eie manier kan leef met die wete dat ons dankbaar is vir die verlossing wat ons reeds uit genade ontvang het en daarmee net kan gaan leef. Here, help ons om te onderskei hoe ons hierop moet gaan reageer. Amen. Mag die Vader jou lei en beskerm. Mag die Seun deur sy liefde en sy genade in jou woon. En mag die Heilige Gees jou inspireer om stadiger te gaan, dankbaar te leef, die genade te voel en daarop te gaan reageer met jou gawes. Amen.